Sedert die algemene gebruiker sy hande op kunsmatige intelligensie gekry het, is daar paniek gesaai oor verskeie kreatiewe bedrywe. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ons gesels vandag op Klets Kompas met Carla Haak van Synergy Creative Namibia oor kunsmatige intelligensie, die impak wat dit het op kreatiwiteit en of dit wel menslike kreatiwiteit kan verbyvat. Maar vereers gesels ek en Anne-Marie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Anne-Marie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee. Anne-Marie, hoe gaan dit? Dis klein Saterdag. Is amper Vrydag? Is amper kolligdag? Dis amper kolligdag. Môre is kolligdag. Hulle kan môre hulle kollig kry. My gunsteling dag van die week is kolligdag. Dit is amper daar en ek weet nie of kollig die rede is dat dit my gunsteling dag is nie, maar iets soortgelyk. Ja, iewers daar binne. Kollig is een van die redes. Ja, Dit is ja. verskeie redes. In elk geval, môre se kollig. Ja, daar's nie ek wil nie te veel weggee nie. Ons het 'n baie opwindende movie guy môre. Net vir jou 'n bietjie meer 'n idee te kry van wat op die skerm aangaan in April en wat Barry dan nou voel jy voor moet uitkyk. So dis movie guy en dan natuurlik Carla wat jy nou genoem het, jy net hierna gaan hê, het ook haar koloms, strepe en silhouette geskryf en sy sal vir julle 'n bietjie meer daarvan vertel as sy nou op die kletsbank kom sit. Dis daai kolom is vir die van julle wat nou julle eie kreatiwiteit wil beoefen en daai spier wil beoefen. Ja, en dan ons is nog nie seker of dit in Môre se Republikein gaan wees nie, maar ek was vandag by 'n My Stakeholders Engagement. Kan ek net weer sê dat toe jy die eerste deel sê, toe hoor ek net my steak en toe sê ek net soos joh, ons sal enigiets steak maak in hierdie land as ons net 'n steak kan Solank as ons kan braai. Dis die eerste plan. As hy braai sal ons hom try. Maar ek weet nie wat is mice nie. MICE is meetings, incentives, conventions, conferences en exhibitions. Okay. So dink nou aan jou internasionale konferensies, kom ons sê die Afrika Unie of SADC of sulke tipe multinasjonale, internasionale maatskappye ook en verskeie sektore wat konferensies hou. Dink so tipe ding. Okay. Jy weet, of soos 'n Creative Sport en Toerisme Expo wat Network Media Hub een van hierdie dae gaan aanbied. Ja. Dit is ook daar is so 'n tipe expo val onder exhibition. So dit is eintlik 'n baie groot sektor en deel van die toerismebedryf. En Namibië erken die uitvoerende direkteur vir die ministerie van die Omgewing, Bosbou en Toerisme erken ons is so 'n bietjie agter. Die ander ouens in Afrika het ons nou so effentjies voorgespring daar. Maar hy voel steeds Namibië kan sterk staan in hierdie bedryf. En ons het die Namibia Convention Bureau ook 'n jaar en 'n half gelede op die been gebring en hulle het spesifiek ten doel om hierdie tipe toerisme en hierdie half bedryf aan te vuur, jy weet. Okay. So dit was geweldig interessant. Daar is soos 'n miljoene Namibiese dollars wat net deur die MICE visums in die ekonomie teruggeploeg word en dan nog meer miljoene deur mense wat geld bestee in Namibië terwyl hulle vir 2-3 dae hier is vir 'n konferensie en vir 'n uitstalling en 'n expo en al wat dit ding is. Ja, so die uitvoerende hoof van die Namibia Toerisme Raad, Sebilon Chikalo, het toe nou gesê dit is nodig vir ons as Namibië om 'n kwalifikasie soos 'n tersiêre kwalifikasie, 'n graad aan mekaar te stel vir diegene wat geleenthede aanbied, jou events managers in Engels. Hy sê baie keer is dit 'n vak binne in 'n graad, baie keer eers na graads doen hulle dit as 'n vak in byvoorbeeld jou honeursgraad, jou meestersgraad en so aan. Maar hy sê dis nodig dat ons 'n doelgerigte graad het spesifiek vir dit, sodat Namibië mededingend kan wees in die MICE afdeling sektor in Namibië. Hulle sê spesifiek voordat jy dit sê,
Hierdie is die goeie mais, hierdie is die groot mais, nie die klein mais. Okay, jy sien. Ja, nee, ek weet nie. Ek dink uit 'n punt, ek dink ons moet mense oplei om dit te doen. Ek weet nie of 'n volwaardige graad die regte manier is om dit te doen nie en ek dink ook ek en jy het so 'n bietjie oral gesels, maar ons het nogal daai gewoonte om te sê ons het 'n tekort aan hierdie. Almal gaan swat dit. En dan gaan swat almal dit en dan raak daai sektor gevloed met mense en daar's nie meer genoeg werk nie. Ja. En ek is net op my senuwees dat so iets gaan gebeur want ek weet nie hoeveel van hierdie conventions en expos en konferensies, hoeveel van hulle kan jy hê in 'n jaar vir dit om 'n volhoubare bedryf te wees. Daar was net so oor die 40 in Namibië in die afgelope jaar, glo. O, nee. Maar nie, jy kan nie een events manager kan nie in 'n jaar lewe van een konferensie wat hy organiseer het nie, jy weet. So jy gaan 3 of 4 van daai konferensies moet hê om net te oorleef amper. So hoeveel het jy nodig? In Namibië. En dit is ook die gesprek wat ek en jy gehad het, dit is die gesprek wat ek met Wanda Gushu van Namibian Sun hier in die Netwerk Media Hub kantoor ook gehad het, is, jy weet, eers het ons gesê, jy weet, mense moet vleeniers raak, ons het nie genoeg vleeniers nie, en almal raak vleeniers, en 'n paar jaar later sê NASAF, kies tog, ons kan dit nie befonds nie, ons het heeltemal te veel. Dan moet almal prokureurs raak, want prokureurs maak geld, en ons het nie genoeg nie. En dan 'n paar jaar later sê die prokureurs, nee maar ons moet nou ons tariewe laat sak, soos in die afgrond in, want daar is 'n ooraanbod van prokureurs en dis almal jong prokureurs wat nie so ervare is soos ek nie, wat nie regtig die kwalifikasies het wat ek het nie, wat nie regtig daai groot sake agter hulle het wat kan bewys dat hulle regtig iets werd is in 'n hof nie. Maar omdat daar 'n ooraanbod is, moet ek nou my tariewe laat sak. Dis dieselfde met verpleegsters. Ons het gesê, so daar's nie genoeg verpleegsters nie, nou soos verpleegsters werkloos. Onderwysers, daar's nie genoeg onderwysers nie, nou het ons 'n ooraanbod van onderwysers en hulle almal sit sonder werk. Paramedici, daai tipe mense. Daar's so baie voorbeelde in Namibië van wat ons sê, luister, julle moet hierdie ding nou gaan swat. Hierdie gaan al julle probleme oplos en dan is dit nie so nie, jy weet. En dit is vir my in 'n manier 'n kudde mentaliteit, jy weet, dat ek byvoorbeeld, toe ek op 16 vir my familie sê ek wil 'n joernalis raak, toe dink hulle ek is byna mal. As hulle nie klaar gedink het ek is mal nie, het hulle toe gedink ek is mal. Toe agtergekom. As hulle soos, wow, cool is hierdie kerk en daar's ons bewyse, jy weet. Maar ek moes na myself kyk en besef, luister, hierdie is die bedryf wat by my pas, hierdie is die werk wat ek wil doen. Hierdie is hoe my persoonlikheid in 'n werksopset gaan werk, jy weet. So in daardie stadium moes almal nog vleeniers geraak het, jy weet. As ek toe 'n vleenier geraak het, sou ek nou sonder werk gesit het, jy weet. En ek sou waarskynlik dit nie geniet het om 'n vleenier te wees nie. So as jy dalk voel jy's aangelê vir reëlings tref en plannetjies maak, né? En oulike goed bymekaar sit. En kreatiwiteit het en jou sake agter mekaar uit en kan beplan, dan moet jy dit dalk oorweeg. Maar as jy dit nou gaan doen, omdat Sebilon Shikalu dit gedoen het, Sebilon Shikalu ongelukkig gaan nie vir jou werk gee nie, kan ek jou amper beloof. Ja, dit is die realiteit daarvan ongelukkig. Ja. Maar wat 'n donderdag. Wat 'n donderdag. Dit was 'n geweldige interessante donderdag, moet ek sê. Ja, maar môre is Vrydag. Môre kry jy jou kollig in die Republikein. Hou 'n oogie uit. Dankie dat jy saam met ons was, Anne-Marie. Dankie vir jou. Ons gaan jou nou loslaat om te begin vier aan jou Vrydag kollig. Ag, ek kan nie wag nie. Dankie man. Ons is nou weer terug met die weer. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, 102.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrica.com. Business First Africa is a forward-looking business show that goes beyond balance sheets to capture how Africans are building, creating, and living. Afrotech explores innovation, AI, and digital systems shaping the continent's economies.
Brave and Building profiles Namibian entrepreneurs and businesses transforming industries and urban spaces. Creative Capital spotlights creatives and the creative economy, unpacking how culture becomes value. Africa in 10 delivers a sharp roundup of key developments across the continent. Don't miss Business First Africa, because it's not just business, it's life. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Daar word tot in die vroeë oggendure reën voorspel in die hoofstad, maar kom ons gaan kyk hoe lyk ons temperature vir môre. Reënrig op Katima-Mulilo met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Ook reënerig op Tsumeb met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Die druppels val ook voort in die hoofstad met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28. Op Swakopmund ook reënerig met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius. Gedeeltelik bewolk op Loedrits met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 30. En ook reënerig op Reebot met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Do you like traveling? Do you like to experience new places? Well, then you should tune into On the Rock, where we explore enjoy establishments all over Namibia and South Africa. Great food, great fun, and so much more. So be sure to mark your calendar as we explore the beautiful landscapes of Namibia at the various enjoy establishments. And where we also get to go on game drives, different activities, and meet the awesome staff of the different establishments. We will see you there. Watch On the Rocks every Monday at 9 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Dit is nou my voorreg om ek dink een van die mees kreatiewe mense wat ek nog ooit ontmoet het aan jou voor te stel. Carla Hak saam met my in die Kletskompas ateljee. Carla, hoe gaan dit? Baie goed, dankie met jou. Dit gaan fantasties, is amper naweek. Jy, exciting. Lekker, veral met die weer. Ja, lekker boek weer, boeklees weer. O ja. Carla, jy is, soos wat ek sê, ek dink een van die mees kreatiewe mense wat ek al in my lewe ontmoet het. En ek dink dit is nie die eerste keer wat jy dit hoor nie. En ek dink die groot vraag rondom kreatiwiteit is altyd, ek is nie kreatief nie. Jy weet, en jy is kreatief en wat maak jou kreatief en wat maak my nie kreatief nie. Dink jy daar's iets wat ons kreatiwiteit bepaal? Is ons so gebore? Weet jy, ek dink genuinely ons almal is kreatief. Ek dink ons is so gebore, we've got it. Ek dink dis soos enigiets in die lewe moet ons oefen. Jy weet, om dit regtig 'n ding te maak. In my veld is al baie reeltjies, daar's regulasies. Ek moes oefen baie jare, so oefening om regtig my
brein te kan gebruik om anders te dink oor dinge. So ja, ek dink soos wat ek hier sit en kreatief is, sit jy daar en jy is kreatief. Ons moet dit net oefen. Ja. En daar is baie reëls wat voorgeskryf word half in grafiese ontwerp en fotografie en verskeie maniere van kreatief wees. Fynkuns is een van hulle. En tog is daar hierdie indruk dat kreatiwiteit is reëlspreek. So hoe bring jy daai twee bymekaar dat al hierdie reëls word aan jou voorgeskryf, maar jy moet ook reëls breek? Natuurlijk, ja. Dis eintlik, ja, ek wil amper sê daai yin en yang waarmee mens deel op 'n daaglikse basis, maar ek dink as 'n gemeenskap ons kort reëls, mense kort reëls en daai reëls help baie sodat wanneer ons omskep dat dit vir die mense sin maak. As ek sin maak wat ek sê. Maar waar ons dan praat om baanbrekers te wees is om te sê ek weet die reël sê my fontkeuse moet so lyk, maar hoekom gaan dit so in die koerant wees? Kom ek breek die reëls so bietjie. So dis reëls within reëls as dit sin maak wat ek sê. Ons reëls is daar, maar ons kan so bietjie die reëls binne daai reëls buig sodat ons 'n impak kan maak. Jy weet mense ons raak gewoond aan sekere dinge en soms om ietsie klein te verander dis opwindend. So dis reeltjies en reeltjies wat gebreek moet word, maar die reëls moet maar daar wees vir ons ook. Ja. En dan wil ek by jou hoor, ek en Anne-Marie het nou kortliks gesels oor die besluit om 'n sekere loopbaan na te streef en na te volg en in 'n sekere rigting te gaan swat. Hoe het jou ouers gevoel toe jy sê, weet jy, ek gaan nou prentjies maak. Ek gaan nou mooi goedjies maak vir 'n beroep. Ja, genade, dis eintlik regtig so gewees met my ook. Maar ek moet bieg van 'n baie jong tyd af, het my ouers geweet, hier is ons kindskind. My oupa was 'n kunsprofessor. So dit kom regtig in ons bloedlyn vir 'n baie lang tyd, die skilder. My pa was self 'n cartoonist, my ma skilder. Soos ek sê, oupa het geskilder, 'n kunsprofessor. Hy was by die Michaela School of Art in die Kaap gewees. So hy is 'n legacy daar. So dit kom regtig by my uit my familie uit die bloedlyn uit. So ek dink hulle het geweet, maar okay Karla, ons moet geldjies ook maak. Ons kan nie net mooi maak vir die res van ons lewe nie. En dis toe waar ek begin jy weet, kyk in watter rigting kan ek skep, maar ook dit 'n beroep maak. En dis toe wat ons afkom op die beroep van art direction. En wat beteken dit? Art direction, jy weet, en hoe meer ek begin lees het daaroor en begin skole gaan navors het, toe besef ek my hier is regtig 'n big deal. Want dis in die filmbedryf, dis in grafiese ontwerp, dis in fashion, dis in soveel bedrywe wat ons art directors het, en dis toe wat ek my eerste ding is wat ek gaan swat het. So dis my eerste graad gewees. En toe ek besef, okay, cool, daar's 'n beroep daarin, what's next? Toe besluit ek, okay, maar ek besef kommunikasie is so belangrik in die skepping wat ek wil oorbring. En dis so wat ek my honneurs nou verder gaan doen in kommunikasie. So nou, ek teken vir jou 'n mooi prentjie of ek maak vir jou ietsie mooi en nou kan ek kommunikeer hoe jy dit gaan nodig hê by my. So ja, daar's eintlik dis 'n verskriklike interessante veld. En daar's soveel goed wat jy kan doen in dit. En ek moet vir jou sê, op die punt van kommunikasie en kommunikeer hoekom en hoe mense kreatiwiteit nodig het. Ek dink dis een ding wat ons dalk mis die afgelope tyd, veral met die groot K-woord, kunsmatige intelligensie. Jou bedryf het, ek dink, oornag dalk verander as gevolg van kunsmatige intelligensie. Wat 'n impak het dit op kreatiwiteit gehad? 100%. Ek het ook met Anne-Marie daar gesels. Sy leer ook vir my baie van dit. Jy weet, as ek nou 'n artikel skryf of so, hoe om die menslikheid nog deur te bring, want my opinie, my oogpunt, ons almal begin nou soort van dieselfde lyk, dieselfde klink. Want kom ons ChatGPT gou daai briefie, kom ek generate gou daai image. En ongelukkig sit ons in 'n posisie waar hy doen wat hy moet doen, maar wat hy ken is
'n sekere look of 'n sekere taal of 'n sekere manier van hoe jy weet hoe die mense op hierdie stadium klink en dis vir my bietjie scary dat ons almal op die einde van die dag gaan dieselfde klink en selfde lyk en ons bemarkingspogings gaan dieselfde klink en lyk en dis nie wie ons is nie. Mense is diep en ons het emosies en stories om te vertel en nou wil ons almal dieselfde klink en lyk. So soveel soos wat ek altyd sal sê, gebruik dit as 'n tool, gebruik dit tot jou voordeel, vinnig ietsie maak, skryf, by all means, doen dit. Ja. Maar maak seker dat die menslikheid nie verdwyn nie. Want ons is nie mense wat vir beeste of vir robotte dienste lewer of produkte ontwikkel nie, ons doen dit vir mense. So om die menslikheid te verloor gaan 'n groot skade wees in my bedryf of in die wêreld en ons moet baie versigtig wees daarvoor. Maar soos ek sê, gebruik dit tot jou voordeel. Vir die res, don't forget about the human being. Ja. En daar's verskeie maatskappye wat nou half na kunsmatige intelligensie draai, wat as hulle kopie moet skryf, as hulle plakkate moet laat maak, as hulle bemarking en reklame of veldtogte aan mekaar moet sit, draai hulle eers na ChatGPT en 'n Claude en daai tipe dinge. Maar voel jy dat kunsmatige intelligensie dit so goed kan doen soos 'n persoon, 'n kreatiewe persoon wat sy kreatiewe spiertjie geoefen het? Weet jy nee, maar weer eens my opinie en dan gaan baie mense hê wat vir my sê Karla is 100% verkeerd, but so be it. Maar die ding is kunsmatige intelligensie vat wat ons ontvoer, reg? Maar hy kan ook net so ver gaan want hy het nie daai emosie wat ons het of perspektief wat ons het van mekaar. Ek gaan altyd terug na die Maslow's hierarchy of need toe. Dis my bottom line as ek enigiets doen, as ek enige ding skep, campaigns ontwikkel, is wat is daai basiese noodighede wat ons as mense het? Dis sekuriteit, liefde, kos, water, hy gaan mos daai piramide gaan op. En op die einde van die dag dink ek nie enige robot of key kan regtig daai vir ons aan mekaar sit of dit in perspektief sit soos wat ons as mense kan nie. Ons is layered as mense en ek voel jy weet AI is nog baie oppervlakkig in daai manier. So vir my ek voel besighede moet versigtig wees daarvoor. Moenie platonies raak nie. Onthou mense kom met diepte, kom met emosies, kom met stories en ons moet mense se stories vertel om regtig te resonate met mense. Robotte kan dit nog nie met ons doen nie. Ja. En dan wil ek by jou hoor, bemarking gaan oor uitstaan in 'n manier. Dit gaan oor koop by my en nie by hierdie ou nie, want jy sien eers my plakkaat raak as ons twee langs mekaar staan. Hoe staan besighede uit in hulle bemarkingsveldtogte in die era van kunsmatige intelligensie? Weet jy, ek wil nou name drop as ek mag, maar byvoorbeeld Bankwind, ek het 'n verskriklike mooi veldtog wat hulle nou huidiglik hardloop en dis vir die kankervereniging of die appelkankerprojek. En wat hulle gedoen het, hulle het op hierdie trend gespring. Mens moet ook versigtig wees vir trends, maar ek dink dit gaan vir 'n lang tyd bly want oor kunsmatige intelligensie so platonies is op die stadium of so dieselfde klink, het hulle gegaan en hulle het byvoorbeeld 'n skrif gebruik wat soos 'n handgeskrewe skrif is wat van 'n seentjie aan sy ma is 'n briefie wat hy vir haar skryf. En dit maak dit so uiters human en dis wat ons so nodig het. En dis wat dit beteken om uit te staan. Dis om te sê ek verstaan almal lyk dieselfde nou, praat dieselfde, klink. Ons gaan nie dit doen nie. En wat hulle gedoen het is om my menslikheid deur te bring deur die tipe fontkeuse, deur dis kind aan ma wat praat. En dit is wat iemand laat uitstaan, is om te sê ek verstaan mense, want mense vertel hulle stories, daar's mense wat hierdie ding sien en lees, en dit gaan nooit verander nie. Ons kan nie die menslikheid wegneem van dit waarna ons kyk, wat ons sien, en besighede moet onthou, my diens en my produk is vir mense daar buite. So, dit kom altyd neer, bottom line, die mens. Okay. Ja.
ongelukkig al die tyd wat ons nou het. Ek sal nog vir ure lank net vir jou kan. Even me. Dankie dat jy by ons was, Carla. Dit was heerlik. Dit was Synergy Creative se Carla Hak. So tot volgende week. Hier is na die einde van Kletskompas vir hierdie week. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Tot volgende week. Maak seker jy hou jou menslikheid. Dis juis wat jou gaan laat uitstaan.